Goeiemôre Radio Fynbos luisteraars. Handelinge 16 vers 23 tot 26 is ons woord vir oggend. En toe hulle hul baie slae gegee het hulle in die gevangenis gewerp en die tronkbewaarde bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Hy het toe, omdat hy so bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangenis gewerp en hulle voete in die blok vasgemaak. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid, lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenis het na hulle geluister. En skielik het daar groot aardbewing gekom, sodat die fondamente van die gevangenis geskit het, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Hier lees ons hoe Paulus en Silas geslaan was, en toe in die tronk gegooi was, omdat hulle Jesus verkondig het. Hulle was letterlik, kan ons sê, in die maksimum sekuriteitsel gegooi, waar swaar boeie om hulle voete ook was. Wat sou ek en jy gedoen het, as ons so onregverdig geslaan is, mishandel is en die tronk gegooi is? Sou ons nie klaagliedere gesing het nie? Sou ons nie dalk gesê het, hoe kan dit wees, ek is dan besig om die regte ding te doen nie? Maar wat doen hulle? In daardie gevangenis begin hulle lofliedere sing, terwyl hulle stikkend geslaan was. Die donkerste donker in daardie sel kon hulle nie onderkry, om hulle vreugde te demp nie. Ja, hulle het nie na hulle pyn gekyk nie, maar hulle het gekyk na die blydskap wat in hulle is, 'n geleentheid wat hulle aangegryp het. En dit is wat God se genade in ons lewe kom doen. Maak nie saak hoe ons voel nie. Ons gees kan nog steeds God loof en prys, al voel het of ons lewe in boeie is, in 'n tronk is. Dalk sien ons nie die tralies nie, maar is moedelose omstandighede tralies om ons. Hierdie het in die middernag God se hart geraak, en hy het hulle verlos uit daardie tronk uit. Skielik het daar 'n groot aardbewing gekom, sodat die fondamente van die gevangenis geskit is, en onmiddellik het al die deure oopgegaan, en die boeie van almal het losgeraak. Die tronkbewaarder het wakker geword, toe hy sien dat die deure van die gevangenis oop was. Hy wou homself om die lewe bring. En wat is die boodskap hier uit? Jou lofliedere kan 'n getuienis vir baie mense wees, en baie vrymaak, want God se liefde en genade kan die fondamente skud van jou lewe, sodat deure vir jou oopgaan, en jy vry kan wees om te doen waarvoor God jou gestuur het. Jou lofsange kan genade vir ander beteken. Here Jesus, baie dankie vir u bloed. Here, dat ons u kan loof en prys vanoggend vir die krag, die wonderbare krag wat daar in u bloed is. Die bloed, Here, wat ons help, wat tralies om ons val, boeie van ons afval, as ons vrykom, om ander te begin vergewe, en as ons vryheid vat, Here, wat u vergifnis vir ons gebring het. Dankie, Jesus, vir u bloed, wat ons so beskerm. Dankie ook, Here Jesus, vir u liggaam wat ons genees, van enige skade, wat gevangenskap, van tralies om ons veroorsaak is, deur wat mense ons seer gemaak het. Dankie, Here, vir u genade, wat vir ons genoeg is. Amen.